Halleluja, dis maandagmôre en welkom by Frik se bakkie boodskap. Mense, dit is altyd vir my so groot voorreg om jou te kan bedien met die woord van Skepper, lewende God. Want die woord is en bly 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Ek hoop en vertrou jy lees nog jou woord en dat jy vertroue het in die woord van die lewende God. Nou mense, ek wil vanoggend uit my bakkie met jou gesels oor 'n baie bekende woord waarmee ek en jy groot geword het. En dis die woordjie moenie. En dit toe nog in die huis was, het pappa en mamma gesê, my kind, moenie soontoe gaan nie. Moenie betrokke raak met dit nie. Moenie dit doen nie, want as jy dit doen, gaan jy negatiewe gevolge hê in jou lewe. So die woordjie moenie is 'n pertinente woord in ons lewens, my lewe en ook so in jou lewe. Maar vanoggend vanuit 'n ander oogpunt. Moenie ophou om die woord te lees nie. Hou aan. Moenie verslap om goed te doen nie. Kom ek lees vir jou, wat sê die woord in Galasiërs hoofstuk 6 vers 9. Hy sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Met ander woorde, moenie ophou om goed te doen nie. Want as jy bly aanhou om goed te doen, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd die oes insamel. Weet jy, dis vanoggend my gebed vir jou, dat ek en jy nie sal verslap nie. Moenie opgee nie. Hou aan bid. Moenie toelaat dat omstandighede jou kompotjie in jou lewe miserabel maak nie. Moenie wanneer iemand iets aan jou doen, dit aan hulle wil terugdoen nie. As iemand jou nie groet nie, bly daai persoon groet. Moenie ophou om goed te doen nie. As hulle goed doen, dan doen jy goed. As hulle kwaad doen, dan doen jy kwaad. Meneer en mevrou vermaak. Ek vermaak jou en jy vermaak my. En mense, dis 'n sondige natuur. So ek en jy moet opstaan en uitstaan vir die koninkryk. Ons kan nie, kom ek herhaal, ons moenie toegee aan hierdie gesindheid nie. Moenie saad saai van sondige natuur nie. Onthou net, wat mense aan jou doen, kom nie op jou rekord of op jou boekie nie. Maar wat jy aan hulle terugdoen, uiteraard daarvoor gaan jy geoordeel word en jy gaan moet rekenskap gee van elke woord wat jy uitgespreek het. Dis moeilik, hoor. Is moeilik wanneer iemand jou sleg behandel, om die minste te wees. Is moeilik wanneer iemand jou vloek en iets teen jou sê, of dalk miskien jou vals beskuldig, om dan stil te bly. Dis moeilik, dis nie maklik nie, en veral as jy die resultate nie dadelik sien nie. So mense, ek wil vandag uit my bakkie boodskap, wil ek vir jou vra, moenie ophou om goed te doen nie. Moenie nie vergewe nie, vergewe. Moenie rondloop met 'n dikbek gesig dat die wêreld kan sien, maar jy dra die skouers van hierdie wêreld op jou nie. Moenie ophou om passievol te leef nie. Moenie ophou om die minste te wees nie. Kom ek lees weer vir jou. Laat ons dan nie moeg word. Moenie moeg word om goed te doen nie. Moenie toelaat dat omstandighede jou laat verslap in jou menswees en in jou optrede. Moenie dat hierdie wêreld jou entoesiasme en jou passie wat jy het vir die lewe kom steel nie. Moenie dit toelaat nie. So mense, en die woord sê, ek en jy sal op die bestemde tyd, sal ek en jy die oes insamel. En my gebed vandag vir jou, uit my bakkie boodskap, is dat ek en jy die oes sal insamel. Dat ons nie betrokke sal raak, wat mense aan ons doen, om dit terug te doen aan hulle nie. Maar dat ons sal opstaan en uitstaan vir die koninkryk. Want Vader sal op sy perfekte tyd, sal hy die oes vir jou gee, dat jy dit kan insamel, vanweë die feit, jy het nie verslap om goed te doen nie. Jy het nie verslap om nie verder jou woord te lees nie. Moenie verslap in jou gebedslewe. Moenie verslap om woord te lees nie. Moenie verslap om tyd met Vader te spandeer nie. Mag jy 'n wonderlike maandag geniet. Mag jy hierdie week wat vir jou voorlê, mag jy werklik die hand van die lewende God beleef en ervaar op jou lewe. En ja, Frikkie, se bakkie boodskap, mag jy 'n wonderlike dag geniet en mag die shalom vrede met elkeen wees. Moenie verslap nie. Tot 'n volgende keer, shalom.